Goeiemôre Radio Fynbos luisteraars. Ons woord kom vanoggend dan uit 2 Kronieke 14 en ek lees vir jou daar vanaf vers 8 en as ek dit lees, wil ek hê jy moet jou instel op dit wat jy nou en vandag ervaar en dit wat hierdie week vir jou voorlê. Die vakansie is nou verby, baie begin vandag vars en nuut. En baie van laas jaar se goed is nog nie opgelos nie, wat soos 'n swaard dalk oor jou hang. En jy weet, daar is goed wat jy moet face wat nie maklik gaan wees nie. En daarom gee ek hierdie woord vir jou. En Asa het 'n leer gehad wat skild en spies dra. Uit Juda uit 300.000 man, uit Benjamin wat die boog en die skild gedra het, 280.000. Hulle was dapper helde. Maar Serach, die Kesiet, het teen Asa hulle uitgetrek met 'n leer van 1.000.000 met 300 strydwaans en het gekom tot by Maresa. Toe trek Asa uit om tegemoet en hulle die slagorde opgestel in die dal van Sefata by Maresa. Hoor wat het Asa gedoen? Hy het die Here sy God aangeroep en gesê, Here, niemand kan help soos U tussen die magtige en die kragtelose nie. Help ons, Here, onse God, want op U steun ons, en in U naam het ons teen hierdie menigte gekom. Here, U is onse God, laat geen sterfling naas U magtig wees nie. En die Kesiete het voor Asa en Juda verslaan en hulle het gevlug. En hier kan ons net onsself herinner aan die begin van hierdie jaar, waar soveel besighede begin, soveel mense weer terug gaan werk toe. As jy kyk hoeveel van hierdie was teen Asa gewees, dit was onmoontlik vir hom gewees om teen hierdie Kesiete te kan staan. En wat doen hy? Hy plaas sy hoop absoluut in God. Hy sê ook hierso, dat geen mens teen hierdie menigte kan help, behalwe net God nie. Hy sê geen mens is magtiger as wat God is nie. So, as jy kyk wat hy gedoen het, het hy God letterlik tussen homself en sy manskappe en die vyand geplaas. En hy het geweet, hy is te swak vir dit. En dalk weet jy in jou binneste, daar's goed wat voor jou lê, wat jy besef, jy gaan dit nie maak nie, jy kan dit nie maak op jou krag nie. En dan kom hierdie woord en hierdie woord sê vir jou, dit gaan nie jy wees wat dit maak nie, maar maak vanoggend 'n besluit, om God tussen jou en die vyand te plaas. En as ons kyk na hierdie veldslag, was dit asof warrior angels gekom het, en Asa hulle net absoluut gehelp het. Glo, dat tussen jou en enige probleem, enige moeilikheid, God groter is, as enige iets wat teen jou kan kom. Herinner jouself vanoggend daaraan, as jy nagmaal gebruik, maak baie seker, dat as jy kwaad teen jou vyand het, jy bereid sal wees om te vergewe. Van die oomblik wanneer jy vergewe, het jy reeds die veldslag gewen, want jy het God dan aan jou kant. Moenie met wrokke gaan nie, gee dit oor aan die Here, gee daar die wraak oor aan die Here. Drink aan die bloed van Jesus, en dink daaraan, wie jy moet vergewe, wat jy moet vergewe, en vra ook dat die Here jou sal vergewe. Weet ook, dis die bloed van Jesus, wat soos wat Asa beskermd was, die bloed van Jesus jou ook beskerm. Kom dan met jou wonde, alles wat vir jou 'n bekommernis is, na Jesus toe vanoggend en gee dit vir hom. En sê dan, en bid hierdie saam met my, en sê, Here, ek roep U aan, niemand kan my help soos U. Ek weet ek is kragteloos, Here, maar Here, ek steun op U.
En in U naam, Here, sal ek opstaan en weet ek, daar is niemand so sterk soos U nie. Amen.